Goeiemôre gemeente. Ek groet in die naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Nou soos jy reeds gehoor het, ek is Barry Scholes en ons is daar van Maagheid af. So ek gaan nou nie die hele geskiedenis weer gee nie, maar baie welkom hier vanmôre en ons hoop dat die woord vir u baie sal beteken in hierdie oggend, soos wat dit ook vir ons beteken terwyl 'n mens die voorbereiding doen en die Here ook met 'n mens werk. So kom ons word stil en dan spring ons weg met hierdie boodskap. Stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei, laat die my bring na u heilige berg en na u woning. Amen. Nou jy kan saam met my blaai daarna 2 Konings 5 toe. 2 Konings 5 en ons gaan lees daarvan af vers 19. 2 Konings 5 en ons gaan saam lees vanaf vers 19. So ek gaan vir u die gedeelte lees en dan gaan ons die vooraf gedeelte net gou vir u verduidelik voordat ons verder aangaan. Ek hou vir u voor 2 Konings 5 vanaf vers 19. En hy sê vir hom, gaan in vrede, nadat hy 'n eindpad van hom af weggetrek het. Sê Gehasie, die dienaar van Elisa, die man van God, kyk, my Heer het hierdie Arameer Naaman verskoon deur nie uit sy hand aan te neem wat hy gebring het. So waar as die Here leef, sekerlik sal ek agter hom aanloop en iets van hom aanneem. So het Gehasie dan Naaman haastig gevolg, en toe Naaman agter hom aan sien hardloop het, het hy van die wa afgespring, hom tegemoet en gesê, gaan dit goed? En hy antwoord, dit gaan goed, my Heer stuur my om te sê, kyk, daar het nou net 2 jong manne, profete seuns van die gebergte van Efraim af, na my gekom. Gee aan hulle tog 'n talent silwer en 2 stel klere. En Naaman sê, neem asseblief 2 talente. En hy het by hom aangehou en 2 talente silwer in 2 geldsakke toegebind en dit saam met 2 stel klere aan 2 van sy dienaars gegee, wat dit voor hom uitgedraai het. En toe hy by die heuwel aankom, het hy dit uit hulle hand geneem en in die huis in bewaring gegee. En die manne laat gaan, en hulle het weggegaan. Toe hy dan inkom en by sy heer staan, sê Elisa vir hom, voorwaar Gehasie? En hy antwoord, u dien, verskoon tog, van waar Gehasie? En hy antwoord, u dienaar het nêrens heen gegaan nie. Maar hy sê vir hom, het my hart nie saamgegaan toe 'n man van sy wa af omgedraai het, jou tegemoet nie? Is dit tyd om die silwer te neem en om klere te neem en olyfbome en wingerde en kleinvee en beeste en slawe en slavinne? Daarom sal die melaatsheid van Naaman jou en jou nageslag vir ewig aanklewe. En hy het van hom uitgegaan, melaats, soos sneeu. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde en dan dra ons hierdie diens aan die Here op. Ons wonderlike en dierbare God, Here, wat 'n groot en wonderlike en genadige God is U nie, wat ons as mens kan aanbid nie. Here, wat 'n wonderlike God is U nie, dat U die mens so lief gehad het, dat U U enige gebore seun gestuur het, om vir ons te kom sterwe. Here, ons wat niks verdien nie, behalwe die straf, die ewige straf nie. Maar U is so genadig dat U hom gestuur het, sodat hy vir ons aan die kruis kon sterwe, en dat hy kon opstaan, sodat daar verlossing vir elkeen op hierdie aarde kan wees, wat op U roepstem antwoord. Here, en daarom kom bid ons ook in hierdie oggend vir hierdie gemeente. Here, en ons kom bid vir hulle wat siek is, dat U hulle sal aanraak, soos U wil, wanneer U wil, en op watse wyse ook al U wil.
Here, want ons is nie in 'n posisie om vir u te sê wat u moet doen nie. Maar ons kom in 'n nederigheid na u toe en in 'n afwagting. In gebed na u toe, Here, kom raak hulle aan. Genees hulle, Here, en bereik die doel daardeur. Here, en so wil ons ook bid vir hulle finansies, Here Jesus, dat u sal kom voorsien, soos net u kan. Here, kom voeg by hierdie gemeente nog lidmate, soos net u kan. Here, nie dat ons sal getalle najag nie, maar ons wil wel siele by u uitkry. Ons wil siele najag, Here. Al word hulle nie 'n lid by hierdie kerk nie, Here Jesus, wil ons nog steeds hulle moet besoek, sodat hulle die woord en waarheid kan hoor. Dat hulle 'n ontmoeting met u kan hê. Here, en so wil ons ook bid, Here, dat u hierdie geboue, hierdie erf ook sal bewaar en veilig sal hou, en dat u ook die geld wat hier gespandeer word op hierdie geboue die wysheid aan die gemeente sal gee om dit wys te spandeer. En die geld wat oorbly wys te kan spandeer tot uitbreiding van u koninkryk. Ons Hemelse Vader, ons kom bid ook in hierdie oggend vir hierdie diens. Here, ons kom vra, kom maak ons gedagtes stil. Kom gryp dit vas. Maak ons harte stil en ontvanklik vir u woord in hierdie oggend, sodat dit wat u vir ons wil kom wys en kom leer, sal vasbrand in ons harte, Here Jesus, en dat ons hier weg sal kan gaan en kan sê, so sê die Here. Dis wat ons geleer het vanmôre. Ja, Here, dit is wonderlik om 'n God soos u te kan aanbid. En daarom kom ons, Here Jesus, en ons kom pleit by u, Here Jesus, om elkeen van ons, by elkeen van ons, die vuur aan die brand te steek. Here, as daai vlammetjie bietjie dood gegaan het, dat u dit weer sal opwek, Here Jesus, sodat ons mense sal nooi na die kerk toe. Here, soos in die ou dae het mense genooi. Vandag is ons te bang om net vir die buurman te sê, hoor, kom saam met my kerk toe. Of selfs om hom te vra, Here Jesus, waarheen gaan jy as jy vandag tot sterwe kom? Here, maak daardie vlam in ons weer warm, wakker, sodat ons die woord kan uitdra en mense kan nooi en kan getuig. Here, ons kom bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ons gee hierdie diens aan u oor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En jy sal ons teks van oordeenking vind in 2 Konings 5, maar wel vers 20, en hierdie woorde: Kyk, my Heer het hierdie Arameer Naaman verskoon, deur nie uit sy hand aan te neem, of wat hy gebring het nie. So waar as die Here leef, sekerlik sal ek agter hom aanhardloop en iets van hom aanneem. En dan ook ons tema vir hierdie oggend, die koste van gierigheid en oneerlikheid. En om Gasie se verhaal, dit is van wie ons gaan praat vanmôre, om sy verhaal te verstaan, moet ons eers net so 'n bietjie terugkyk, die gedeelte wat ons nie gelees het nie, oor Naaman. Naaman, 'n magtige Arameese leerowerste wat melaats was. Deur die raad van 'n jong Israelitiese slavin is hy verwys na die profeet Elia en hy het genesing gaan soek. Elisa het hom beveel om 7 keer in die Jordaanrivier te gaan was. Hy moes 7 keer hom gaan afwas in die Jordaanrivier. Naaman was eers te trots, hy wou dit eers nie gedoen het nie. Hy was onwillig, hy was 'n bietjie dwarsstrekerig, want waarom moet ek in die Jordaan gaan as my land ook riviere het? Hoekom kan ek dit nie by my land doen nie? Hoekom moet ek dit spesifiek hier gaan doen? Wat maak dit so spesiaal? Maar dit het nie gegaan oor die plek regtig nie, maar meer oor die gehoorsaamheid. Maar toe Naaman gehoorsaam raak op hierdie bevel van Elisa, is hy onmiddellik genees. Hy is dadelik genees. Dit het nie net oor 'n tyd gebeur nie. Hierdie het gelei tot Naaman se redding. Hy het by God uitgekom. Hy het die God wat die mens verlos van 'n ewige dood. Hy het by hom
uitgekom. Hy het 'n ontmoeting met daardie God gehad, die God van Israel. Te midde van hierdie kragtige getuienis van God se genade en Elisa se nederigheid. Kyk ons vandag na 'n man wat die naaste aan God se werk was, maar tog was sy gedagtes, sy lewe op die verkeerde pad. Ons gaan kyk na die hart van Gehasie. Ons gaan sien hoe ons harte, selfs in die teenwoordigheid van God se werk, steeds kan vasgevang word deur wêreldse begeertes, deur dinge wat daar buite in die wêreld is. Hierdie boodskap van môre is relevant vir elkeen van ons, ongeag ons posisie in die kerk of daar buite in die samelewing. Dit maak nie saak wie ons is of waar ons vandaan kom nie. Dit is relevant vir ons vanmôre, want ons kan vasgevang word in hierdie sonde van Gehasie. Hierdie boodskap is vir elkeen wat die versoeking van materiële gewin in die gesig staar. Dit is vir elkeen wat God wil dien, maar ook hier in die agterkant op 'n oneerlike manier seëninge wil hê. Dis selfs vir daardie persoon, selfs vir die mens wat nooit met 'n gierige hart sit nie. Is dit vanmôre net 'n herinnering om pas op. Die doel vanoggend is net 'n waarskuwing. Dis nie om enige een te kom dreig en te sê maar jy is gierig of jy is dit nie. Maar dit is ons moet mekaar aanmoedig en mekaar waarsku teen dinge van die wêreld, dat jou besittings nie meer is as wat God is nie, in jou lewe nie. En as ons kyk na Romeine 12 vers 2, en dan sê dit vir ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Na hierdie kort inleiding van ons, kom ons by ons eerste gedagte, naamlik, die wortel van sonde is 'n gierige hart. Die wortel van sonde is 'n gierige hart. 2 Konings 5 vers 20 sê, kyk my Heer het hierdie Arameer Naaman verskoon, deur nie uit sy hand aan te neem wat hy gebring het nie. So waar as die Here leef, sekerlik sal ek agter hom aanloop en iets van hom aanneem. Ek wil al hardloop daarin sit, maar dit voel vir my asof hierdie man so gierig was, hy wou gehardloop het om dit te gaan kry. Gehasie se sonde het nie by sy optrede begin nie, maar daar diep binne in die hart. Hy het Naaman se dankbaarheid as 'n kans gesien om homself te bevoordeel. Hy het gesien, hier is 'n kans. As Elisa dit nie gaan gryp nie, gaan ek. Die Engelsman sal sê hy wou geskoor het. Die jong mense sal seker weet wat ek bedoel met dit. Hy was jaloers op Naaman se rykdom en het die geskenke gesien wat Elisa van die hand gewys het. Hy het gedink, as jy dit nie wil hê nie, ek wil. Hy het met die verkeerde gesindheid wou hy dit gehad het. Hy wou met die verkeerde gesindheid rykdom behaal en op die verkeerde manier. 2 Konings 5 vers 20 en net hierdie gedeelte sê, so waar as die Here leef, sekerlik sal ek agter hom aanloop en iets van hom aanneem. Hierdie is 'n binneshuise stryd wat in sy hart aangegaan het. Dit het so diep gewortel in sy hart gewees, dat hy nie anders te kan as om te spreek voordat sy voete gehardloop het nie. Dit was 'n gedagte van gierigheid en selfsug wat hom gedryf het. In die Bybelse tyd
het profete nie geld vir hulle verdienste gekry nie, vir die diens wat hulle aan die Here geleef het. Die Here het wel aan hulle voorsien, op baie maniere, maar hulle het nie 'n salaris gekry, soos 'n predikante of sendelinge en so aan nie. Hulle het absoluut net op God se genade gelewe. In Micha 3 vers 11 sien ons hoe word daar gewaarsku teen profete en priesters van daardie tyd, wat geldgierig was. Sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk, en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die Here en sê, as die Here nie in ons midde nie, geen onheil sal ons wedervaar nie. Dit is in Micha 3 vers 11. Hierdie vers is 'n direkte aanklag teen profete wat hulle bediening vergeld doen, wat geldgierig was. En dit was ook as korrup beskou. Elisa se weiering om die geskenk te aanvaar was 'n kragtige getuienis dat God se genade gratis en genoeg is. Dat daar nie nog kort nadat God vir jou voorsien. Gehasie het hierdie beginsel misken en gesien as hy hierdie geleentheid laat verbygaan, gaan hy nooit ryk word nie. Gaan hy nooit iets hê in die lewe nie. Maar Lukas 12 vers 15 sê, en hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Hierdie vers beklemtoon dat die lewe nie oor aardse rykdom gaan nie, maar oor ons verhouding met God, waar ons met God staan. 1 Timoteus 6 vers 10 sê, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Gehasie se begeerte vir geld was gewortel in oneerlikheid. Ek dink die sonde was so diep gewortel in Gehasie dat dit oral soos bossies begin opkom. Dink selfs aan die verhaal van Judas Iskariot. Hy was Jesus se disipel, wat 'n voorreg. Hy het die wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het. Eerstens, maar sy hart was ook vol gierigheid, net soos Gehasie. Hy het die geleentheid gesien om ryk te word deur Jesus te verkoop vir 30 sikkel silwer. Sy uiteindelike einde was tragies, want die geld kon hom ook nie geluk bring nie. Dieselfde ding het gebeur met Gehasie, jare voor Judas. Ons leef ook vandag in 'n materialistiese wêreld wat ons voortdurend bombardeer met die idee dat meer altyd beter is. Ons wil altyd nog hê. Maak nie saak wat dit kos nie. En daarom word ons maklik ook in vandag se dae mislei. Ons sien baie maal advertensies op die televisie, hoe hulle daardie strategie het om vir jou te vertel, maar jy soek nog. Daai klitser wat daar in jou kombuis staan, kan nie hierdie doen nie. Of jou kar wat jy het nie hierdie ding nie. En dan soek ons daai ding, want dit is mos nou beter. En ons het dit nie altyd nodig nie. Ons sien nie altyd die Here in die saak. En ek sê nie vanmôre ons mag nie 'n beter klitser hê of 'n beter kar hê nie. Jy moet mooi verstaan dat dit gaan oor gierigheid. Ons sien baie maal hoe mense gevang word deur scammers. Scammers is ook gierige mense. Hulle kan nie gaan werk vir hulle geld nie, hulle soek dit op die maklike maniere. En selfs die mense wat gevang word deur daardie scammers, daardie swendelaars, hulle word gevang as gevolg van gierigheid. As gevolg van daardie ek wil nog hê, ek is nie tevrede met wat ek het nie. Het jy al gesien wat in 'n casino aangaan?
daar waar mense dobbel, hoe mense daar dag en nag sit, net vir 'n gelukkie. As ek maar net vandag hierdie jackpot kan slaan, dan gaan ek dit doen, en ek gaan dit doen, en ek gaan niks probleme hê nie. Asof geld die probleme wegvat. Ons sal later in die boodskap sien. Maar 'n studie het bewys dat 99% van die mense wat die lotto wen, of selfs miljoene in 'n casino wen, erger af is as wat hulle was voordat hulle daardie geld gehad het. Ek hoor baie maal verhale van mense wat die lotto gewen het en dit was net lekker geweest. En nie lank daarna nie, bly hulle in 'n shack, waar hulle alles gehad het. Miskien nie 'n groot pensioen nie, miskien nie 'n groot salaris nie, maar genoeg om van te lewe. Maar nooit het hulle Christus in hulle lewe gehad nie. Ons moet deurentyd onsself gaan ondersoek. Wat is die motief vir wat ons doen? Is dit om net onsself te verryk, of is dit om God se naam te verheerlik? Wanneer ons daardie rykdom het, wanneer ons daardie pragtige kar koop, of daardie klitser wat ons van gepraat het, is dit om 'n werklike item wat ons nodig het? Gaan dit Christus verheerlik? Of is dit maar net uit gierigheid uit wat ons hierdie goed doen? Dit bring ons dan by ons tweede gedagte vanmôre, die sonde van oneerlikheid en misleiding. Want baie maal bring hierdie gierigheid ander dinge voort, ander sondes voort, miskien hoogmoed of wat ook al. Dit kan baie dinge veroorsaak. En daarom moet ons kyk, waarom het ons hierdie dingetjie nodig? Gaan dit my in 'n ander klas sit, laat ek begin neerkyk op mense, of gaan ek nog steeds nederig wees? Gaan ek nog steeds die Here verheerlik met daardie nuwe item of daardie ekstra geld? 2 Konings 5 vers 21 sê, so het Gehasie dan Naaman haastig gevolg, en toe Naaman een agter hom aan sien hardloop, het hy van die wa afgespring hom tegemoet en gesê, gaan dit goed? Gehasie se gierigheid lei direk tot oneerlikheid. Hy het 'n leuen uitgedink en toe gebruik hy Elisa se naam om vir homself te baat. Jy sien waarheen gaan hierdie, dit is nie noodwendig die kar of die klitser of die wat ook al ons het of die ekstra geld nie. Dit gaan oor die motief. Hy mislei nie net Naaman nie, maar ook sy eie meester. Uit ons teks wat ons gelees het, sien ons die bereidwilligheid van Gehasie om 'n leuen te gaan vertel. Jy sien hoe begin die gierigheid ander sondes voortbring. Die gierigheid dryf hom om 'n leuen te vertel aan Naaman wat onbewus was van die bedrog. En hy antwoord onmiddellik op Gehasie se versoek en gee hom selfs meer as wat hy gevra het. Want Naaman was so dankbaar geweest. Hy het nie omgegee as hy dit weggee nie. Maar min het hy geweet met wat sy motiewe het hy dit, vir wie het hy dit gegee. Dit is ironies, 'n ding van sonde. Dit lewer vinnige resultate. En dit lyk soos 'n maklike uitweg. Maar dit lei tot ernstige gevolge. Oneerlikheid is ook 'n oortreding van God se wet, naamlik die 9de gebod daar in Eksodus 20 vers 16 wat sê jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Gehasie het nie net teen sy naaste Naaman en Elisa gesondig nie, maar ook teen God. Spreuke 12 vers 22 sê valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n welbehae in die wat getrou handel. Johannes 8 vers 44 en net hierdie laaste gedeelte. Wanneer hy leentaal praat hy uit sy eie omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan
Kan jy sien dat dit nie van God af is nie? Kan jy sien dat om leuns te vertel uit die mens uit is, uit die sonde van die mens? As ons dink aan die verhaal van Ananias en Safira van verlede week daar in Handelinge 5, hulle het 'n deel van die geld van die grond teruggehou wat hulle verkoop het en gemaak asof hulle alles gegee het. Hulle het die Heilige Gees probeer mislei en dit het hulle lewens gekos. Sonde lei tot die dood. Ons leef in 'n wêreld waar 'n wit leentjie of selfs 'n klein misleidingkie aanvaarbaar beskou word. Mense kyk abouer. Veral as dit kom om vinniger by 'n doel te kom. Gaan sê vir die oom, ons is nie nou by die huis nie. So leer ons mos ons kinders van jongs af om leuns te vertel. Iets wat ons almal seker al gedoen het. Dis hoe sonde in die mens se lewe ingeweef is. Dis hoe diep die wortels in ons lewens is. As Christene moet ons optree met onwrikbare integriteit. Ons moet so versigtig wees om nie daardie klein wit lintjies te vertel, hoe onskuldig dit ook al mag lyk. Ons moet nie net in ons openbare lewe eerlik wees nie, maar ook in ons private gedagtes. As ons gaan dink aan 'n klerk wat so 'n paar rand daar uit die register uitvat en dan die boeke bietjie kook sodat mense nie sien nie. Vroeër of later word hy uitgevang. Ons dink aan daardie tiener wat sy ma vir hom sê kom na skool, kom hy reg uit huis toe. En dan geloop hy draaie en dan as hy by die huis kom en vertel wat hy vir sy ma, nee, die meneer het ons teruggehou en die en daai. Jy sien hoe diep al hierdie leuns in die mense ingeweef is, dat ons sien nie altyd hierdie dinge raak nie. Selfs wanneer ons iemand kerk toe nooi, dan sê jy, ek kan nou nie hierdie Sondag nie, want ek moet werk, of ek moet dit doen, of ek moet dat doen. En dan sit hy by die huis, of hy sit by die viswaters. En ons dink dit klink alles baie onskuldig om hierdie klein leentjie te vertel. Maar hoor wat sê Openbaring 21 vers 8 vir ons. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelkes en moordenaars en deureerders en towenaars en afgodienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Die vers laat 'n mens bietjie dink aan daardie klein wit leentjies. Is dit so klein as wat ons dink? Dit bring ons dan by ons derde gedagte vanmôre, die onvermydelike openbaring van sonde. 2 Konings 5 vers 25 sê vir ons, toe hy dan inkom en by sy heer staan, sê Elisa vir hom, van waar Gehasie? En hy antwoord, die dienaar het nêrens heen gegaan nie, maar hy sê vir hom, het my hart nie saamgegaan toe 'n man van sy wa af omgedraai het jou tegemoet nie? Is dit tyd om die silwer te neem en om klere te neem en olyfbome en wingerde en kleinvee en beeste en slawe en slavinne? Gehasie het gedink dat hy sy leen kan verberg, dat niemand gaan weet, ek het soontoe gehardloop en ek het daardie geld gaan vat nie. Maar Elisa as 'n man van God sien deur die leen omdat die Heilige Gees dit aan hom kom openbaar het. En daar's baie verhale wat ons kan gelees van ander gedeeltes wat dieselfde gebeur het. Maar die Heilige Gees dit kom openbaar. Hierdie en ook ander openbarings was in die Bybelse tyd 'n tipe van gawe wat aan hulle gegee was. En ek glo ook vandag is daar mense wat 'n ware pad met die Here loop wat hierdie gawe besit. Om te weet, maar hierdie man of hierdie vrou praat nie die waarheid nie. Ons sien dieselfde in die Nuwe Testament.
Daar as ons in Handelinge 8 gaan kyk met Simon die towenaar, jy kan gerus daardie gedeelte gaan lees. Ek gaan nou nie daardie gedeelte vanmôre lees nie. Maar Elisa se vraag, waarvandaan Gehasie, was 'n genadige kans vir Gehasie om die waarheid te praat, om te sê, ek het gehardloop en ek het daardie geld en daardie besittings gaan neem, wat u nie wou gehad het nie. Maar Gehasie kies egter om nog verder te jok, nog verder te lieg, is eintlik die regte woord, want jok klink soos 'n wit leentjie. Hy kies, want dit is in sy valse karakter verder kom bevestig. Dit kom bevestig verder hoe diep gewortel die sonde in Gehasie se lewe was. 2 Konings 5 vers 25. Toe hy dan inkom en by sy heer staan, sê Elisa vir hom, van waar Gehasie? En hy antwoord, u dienaar het nêrens heen gegaan nie. Jy sien die leed? Elisa se woorde, het my hart nie saamgegaan nie. Dit is 'n kragtige herinnering. Ook iets wat ons verlede week gesien het. Jy kan niks vir God wegsteek nie. God sien alles. 2 Konings 5 vers 26. En net hierdie woorde. Het my hart nie saamgegaan toe 'n man van sy wa af omgedraai het jou tegemoet nie. Profete was die mondstuk van God. Hulle het 'n pad met God geloop en daarom kon hulle hierdie dinge sien, hierdie leuns kon toe aan hulle uitgewys word oor hierdie pad. En Elisa se kennis van Gehasie, hy het hom geken en die sonde het die gesag van God verteenwoordig. Gehasie het gedink hy kan wegkom met sy sonde. Ag, as ek net hierdie wegsteek en ek vertel hulle die en dit en dat, dan gaan niemand weet nie. Maar min het hy geweet dat God sien hom. God se oordeel is ook nie te vermy nie. Ons kan nie daarby verbykom nie. Numeri 32 vers 23 sê, maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Nou onwilligheid om die waarheid te praat is 'n bewys van vrees vir die gevolge van die dade. Mense is bang vir die gevolge, maar hulle hou aan om dieselfde sonde oor en oor te doen. Gehasie het probeer wegkruip, net soos Adam en Eva in die tuin van Eden. Selfs Dawid het gedink met sy sonde, niemand sien hom nie. Maar hulle almal, elke liewe een het tot die besef gekom, God sien alles. God se oë is oral. Ek kan niks van hom wegsteek nie. Ons het dit verlede week ook gesien. Ons kan dink dat ons foute en ons sondes en al ons dingetjies kan wegsteek, maar God sien dit. Hy ken ons gedagtes en die motiewe van ons hart. Hy ken selfs die dele van die hart wat ons nie ken nie. Daai deel die diep binne wat ons onsself nie eers van ken en van weet nie. Jeremia 17 vers 19 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. As ons God se kinders is, dan is die Heilige Gees in ons en behoort ons na hom te luister. Wanneer hy van ons sê, moenie, moet ons luister. Hy sal ons voortdurend kom uitwys en kom oortuig van ons sondes. En ons moet net luister en daarop reageer. Die gevaar is, as
ons daardie oortuiging kom ignoreer en ons hou aan om ons sonde te doen en te bedek met leuns en ander sondes net bo-op te pak. Jy weet, 'n man of steek baie maal 'n verhouding vir sy vrou weg of andersom. En hy dink die gras is groener aan die ander kant, net om later uit te vind dat die gras is maar net so dood daardie kant as waar hy was. En dan word hulle baie maal uitgevang. Al daardie leuns, alles wat hulle vertel het, kom later in die openbaring. Selfs daardie man wat in die kasregister 'n paar rand gevat het, word uitgevang wanneer daar 'n ondersoek gedoen word. En hy gaan dalk gaan hy tronk toe, wie weet. En daardie sonde, daardie gevolge van daardie sonde loop sy hele lewe saam met hom. En selfs as hy sterwe, staan hy nog steeds bekend as 'n skelm. Dit is wat hy nalaat. In ons laaste gedagte sien ons die tragiese gevolge van sonde. Die tragiese gevolge van sonde. En ons vind ons teksvers 2 Konings 5 vers 27. Daarom sal die melaatsheid van Naaman jou en jou nageslag vir ewig aanklewe. En hy het van hom uitgegaan melaats soos sneeu. Hierdie straf van Gehazi is ironies, maar tog so gepas. Dit is eintlik die teenoorgestelde van wat met Naaman gebeur het. Die genesing wat Naaman ontvang het, word nou die siekte wat Gehazi moet dra as gevolg van hierdie sonde. Hy het die genade van God verwerp vir materiële gewin en die gevolge is katastrofies. Die vers sê dat die melaatsheid van Naaman het Gehazi soos aangekleef. Dit was wit so sneeu. Dis 'n permanente straf wat sy lewe vir altyd sou beïnvloed. Naaman se genesing was 'n bewys van God se genade as 'n mens in sy wil beweeg. Gehazi se siekte daarteenoor is 'n bewys van God se oordeel oor sonde. Melaatsheid het in daardie tye totale isolasie en verwerping beteken. Hy was uitgeskuif. Gehazi wat 'n lewe van rykdom wou hê, wat net meer en meer en meer wou gehad het nou 'n lewe van armoede en eensaamheid. Hy was uitgewerp een kant toe. Hy het sy verhouding met God en sy posisie as 'n profetiese diensknegt vir 'n paar vragte geld verruil. Is dit die moeite werd? Definitief nie. Selfs in vandag se lewe gaan ons, as ons nie ons sonde bely en laat staan nie, 'n ewige straf ontvang. 'n Straf baie erger as melaatsheid. Dit gaan die vuurbrand hel wees. Ook genoem die tweede dood. Romeine 6 vers 23 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Gehazi het die loon van sy sonde ontvang. Is jy bereid om die loon van die sonde te ontvang? Spreuke 1 vers 19 sê, so gaan dit met almal wat onregverdige wins maak, dit ontneem sy besitter die lewe. 'n Man wat sy familie in die steek laat vir 'n buiteegtelike verhouding, soos ons nou gesê het. Hy dink hy vind geluk. Maar doen hy werklik? Wanneer hy uitgevang word, het hy 'n gebroke lewe, verwerping en eensaamheid, net soos Gehazi. Hy dalk nie melaatsheid nie, maar daardie sonde loop die res van sy lewe saam met hom. Iemand wat oneerlike geld maak, dink dat hy leef die lewe,
Maar doen hy werklik? Want wanneer hy uitgevang word, gaan hy tronk toe en loop hy vir ewig met daardie titel as skelm. Die korttermyn plesiertjies van sonde is altyd duurder as die prys wat dit beloof. Is jy bereid om daardie prys te betaal vir u sonde? Of gaan jy dit oorgee aan Jesus Christus wat die prys klaar betaal het? Ons moet die erns van sonde kom verstaan in hierdie oggend. Ons moet besef, sonder ware berou uit die hart uit, is daar 'n straf wat vir elkeen wag wat nie bely en wat staan nie. Sonde is nie net 'n fout nie. Dit is 'n opstand teen God, dit is 'n rebellie teen God. En dit het tragiese gevolge. Ons moet heiligheid in ons lewens najag wat God behaag. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan hierdie belofte het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Dit is ook die wil van God vir ons lewens. 1 Tessalonisense vanaf vers 4 vanaf vers 3 sê vir ons, want dit is die wil van God dat julle heiligmaking, dat julle heel moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstoglike begeertes soos die heidene van wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n werker is omdat die Here 'n werker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep, maar tot heiligmaking. Die begin deur sonde in ons lewens te bely, voordat dit 'n groter houvas het. Ons moet dit bely, voordat dit meer en meer begin word. Want die woord sê van ons dat sonde baar sonde, die goed kry kleintjies. Ons moet dit stop. Ons moet dit bely en laat staan. Jakobus 1 vers 14 en 15 sê, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Gierigheid kan ons verhouding met God en ons naaste vernietig. Dit kan die oorsaak word waarom ons die ewigheid by God nie kan deurbring nie. Is jy bereid om daardie kans te vat in hierdie oggend? Kom ons vat hierdie boodskap dan ook vanoggend saam. In 'n netedop kan ons sê dat die verhaal van Gehasie 'n waarskuwing is teen gierigheid, oneerlikheid, wêreldsheid, teen enige sonde. Ons het nou maar 'n paar sondetjies name gegee hierso, maar in die algemeen teen sonde. Sy verhaal is 'n bewys dat sonde 'n kettingreaksie inhou wat lei tot die openbaring van ons oortredinge en uiteindelik het dit tragiese gevolge. Dit bring die dood. Dit bring die dood. Dis vanmôre met u wat die Here kom praat oor hierdie sonde van Gehasie en oor enige ander sonde. Gehasie het sy verhouding met God en sy passie in die koninkryk gaan verruil vir 'n paar vragte geld. Is hy bereid om daardie sonde te koester en die ewige lewe nie te kry nie? Is hy bereid om dit te vermy? En aan te hou hierdie kant en te sê môre. Ons weet nie of môre gaan kom nie.
Is daar in die hart 'n begeerte na wêreldse dinge wat die verhouding met God in gedrang bring? Kan jy met sekerheid sê dat daar nie gehasie streke in u lewe is nie? Ek kom nooi hier vanmôre uit om 'n besluit te neem. Neem 'n besluit soet na Aman. Gaan lees hierdie gedeelte wanneer jy by die huis kom. Gaan neem daardie besluit van Naaman in hierdie dag. 'n Besluit om die sonde agter te laat en Jesus te volg met alles wat jy het. Kom vra die Here om jou hart te ondersoek, om enige gierigheid, enige sonde te kom verwyder, te kom uitwas uit die hart uit. Bely hierdie sonde of enige sonde, ander sonde in die lewe. Want die woord sê, nou is die tyd. Hebreërs 3 vers 15 sê, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Dan sê 2 Korintiërs 6 vers 2 vir ons, en net hierdie woorde, kyk, nou is dit die tyd van die welbehae, kyk, nou is die dag van heil. In die Nuwe Lewende Vertaling sê dit vir my ook wonderlik, nou is die geskikte tyd, dit is nou die dag van verlossing.